Broers en susters, ons lees vandag saam uit die woord van die Here uit Psalm 33. En ons gaan die hele Psalm met mekaar saam lees vanaf vers 1 tot en met vers 22. Psalm 33 vanaf vers 1. Regverdiges jubel oor die Here, 'n loflied pas by opregtes. Dank die Here met begeleiding van liere, besing hom met begeleiding van 10 snarige harpe. Sing vir hom 'n nuwe lied. Speel mooi op snaarinstrumente met uitroepe van vreugde, want die woord van die Here is reg en al sy werk is betroubaar. Hy is lief vir reg en geregtigheid. Die troue liefde van die Here vul die aarde. Deur die woord van die Here is die hemele gemaak en deur die asem van sy mond die hemel se hele leer. Hy hou die water van die see soos in 'n dam bymekaar. Hy gaar die oerwaters op in voorraadkamers. Die hele aarde moet vir die Here ontzag hê. Hom moet al die bewoners van die wêreld vrees. Want hy het gepraat en dit was daar. Hy het beveel en toe staan dit daar. Die Here verydel die raadsplanne van nasies. Hy dwarsboom die planne van volke. Die raadsplan van die Here bestaan vir ewig. Die planne wat hy bedink van geslag tot geslag. Gelukkig is die nasie wie se God die Here is. Die volk wat hy as sy eiendom gekies het. Uit die hemel kyk die Here, hy sien alle mense. Uit die plek waar hy woon beskou hy al die bewoners van die aarde. Hy wat elkeen van hulle se denke vorm, insig het in alles wat hulle doen. Geen koning word deur 'n groot leer verlos nie. 'n Krygsheld red homself nie deur groot krag nie. 'n Perd bied vals hoop vir oorwinning, deur sy groot krag kan hy nie bevry nie. Kyk, die Here hou sy oog op die wat vir hom ontzag het, op die wat hulle hoop vestig op sy troue liefde, om hulle lewens van die dood te red en aan hulle die lewe te hou tydens hongersnood. Met ons hele wese wag ons op die Here. Hy is ons hulp en ons skild, want oor hom is ons harte verheug. Ja, op sy heilige naam vertrou ons. Mag u troue liefde oor ons wees, Here, terwyl ons op u wag. Ons lees tot sover. Broers en susters, ons teksvers vandag is die 20ste vers van Psalm 33. Met my hele wese wag ek op die Here. Hy is ons hulp. Hy is ons skild. Met my hele wese wag ek op die Here. Hy is ons hulp en ons skild. Hoeveel keer in die lewe het ons nie al so gesit en in ons gedagtes besig geraak met die gedagte, as ek darm maar nou net so gelukkig kan raakloop, dan sal my lewenspad darm baie makliker kan wees. As ek nou die jackpot kan wen, dan sal die lewe darm nou vir my baie beter wees. En dan dink 'n mens so in jou gedagtes ook oor al die dinge wat jy dalk sal doen as so iets dalk met jou sou gebeur. En hierdie jackpot is nie noodwendig geld nie. Hierdie gelukkie wat op jou pad verbykom is dalk 'n nuwe werk. Is dalk 'n sekere bevordering wat jy graag sou wou hê. Of dalk 'n sekere geleentheid wat jy kan kry om aan te gryp en die beste mee te kan gaan maak. En as hierdie gelukkie so by jou verbykom en dit kan deel word van jou lewe, dan sit jy so in droom en dink, as dit kan gebeur, sal ek my nie nodig hê om te bekommer oor hierdie of daardie dinge in my lewe nie. Ek sal nooit weer nodig hê
om iemand in die oë te moet kyk en te moet vra vir enige iets nie. Ek sal selfs vir my kinders iets kan bied, om ook vir hulle die lewe makliker te maak, die dag as ek dalk nie meer daar is nie. Wanneer 'n mens so oor hierdie gelukkie in 'n mens se lewe dink, dan dink jy aan 'n ideale tyd. 'n Tyd sonder bekommernis, 'n tyd van rustig en vrede en gemoed in jou lewe. Broers en susters, dit is wel waar dat ons as mense elke dag besig is. En ons is so besig om op verskillende maniere juis hierdie te gaan soek. Hierdie gelukkie 'n werklikheid te maak in ons lewens. Om dit na te jaag. Ja, en ons besig wees om so kommervry te kan lewe, offer ons 'n klomp dinge ook langs die pad op. Want eendag sal ek die vrugte daarvan pluk. Ons werk baie hard en ons is bereid om hierdie sukses na te streef. Ons maak planne, want 'n droom is maar net 'n droom as daar nie 'n plan daarmee saamgaan nie. En ons dink, sukses sal my gelukkig maak. En dit is waar. Dit is waar dat sukses in die lewe ons kan gelukkig maak, want dit laat jou goed voel oor jouself. Dit help jou om doelgerig te volhard in dit wat jy doen. Maar wat het ons werklik nodig om suksesvol en gelukkig te kan wees? Wat het ons werklik nodig om die prioriteit in ons lewe eerste te stel? Om werklik gelukkig en suksesvol te kan wees. Daardie geluk en sukses begin daar waar jy by jouself verbykyk en die grootheid van God raak sien. Volgens die kerklike jaar is vandag biddag vir die oes. Ons staan in die begin van 'n nuwe seisoen en ons wat hier in die stede woon, dink miskien nie noodwendig aan dit wat in die landbougemeenskappe gebeur nie. Ons het ook nie regtig daarmee iets te doen nie. Die reën wat ons hier kry en wat ons ook hier smag, is om ons tuine te laat floreer. Maar in 'n sekere opsig ook by ons 'n bekommernis in die kop agterlaat dat die paaie alweer glad en gevaarlik raak. Maar daarom word die damme vol en het ons nie bekommerd oor die damme wat gaan leeg maar word en ons krane wat gaan opdroog nie. Maar wanneer jy verder as net jou eie omgewing dink en ons begin dink aan dit wat ons elke dag op ons borde sit om te eet, dan moet dit ergens vandaan kom. Dit kom nie net van Spar of Pick n Pay of Checkers af nie. Dit word ergens verbou, geplant, gegroei, geoes, vir ons om te kan geniet. En broers en susters, daarom is dit ook vir ons hier in Johannesburg, in Kreersdorp, hier aan die rand, hier in Gauteng belangrik dat ons ook nadink aan hulle wat moet plant, sodat ons ook kan deel in al daardie voordele wat daarin lê. En wanneer 'n mens met die landelike gemeenskap te doen kry, waar daar geploeg en geplant moet word, waar daar oeste gegroei moet word, is daar ook altyd na daardie soeke van 'n gelukkie. En daardie gelukkie lyk in hulle lewens ook weer anders. Vir hulle is dit
dalk die regte by reën op die regte tyd. Die regte hoeveelheid sonskyn, wat ook daardie plante laat groei. Want te min reën is 'n probleem. Te veel reën is 'n probleem. Te min sonskyn is 'n probleem. En te veel sonskyn is ook 'n probleem. Maar om afhanklik voor die Here te gaan leef, laat jou anders na dinge kyk. En dit is hoekom ons ook by onsself moet verbykyk en die grootheid van God moet raak sien, om werklik te besef, hoe kan jy suksesvol en gelukkig wees? Ja, daar is 'n nuwe seisoen wat aanbreek. Lande word voorberei. En die van u wat op hierdie stadium so deur Suid-Afrika dalk gery het of ry, en hierdie Vrystaat in die Noordwes beweeg, sal sê, dis maar nie 'n mooi omgewing nie, dis so vaal en droog, en die wind met al die stofstorms, jy kan amper nie voor jou sien soos die wind waai nie. Is die grond wat brak lê, en wat tans bewerk moet word, wat geplant moet word, sodat daar oor 'n maand of 6 van nou af geil groen lande kan wees, wat opbrengs te bring, wat totaal en al anders lyk as wat dit nou lyk. Maar die waarborg van daardie ploeg en plant lê nie in jou vermoë nie. Dit lê nie in of jy iets reg of verkeerd gedoen het nie. Dit lê absoluut oor hoe God laat groei. En daarom is dit so belangrik dat ons ook in afhanklikheid voor die Here sal leef en ook sal vra en sal dink oor al hierdie dinge wat deel is van ons lewens ook. As ons gaan kyk na dit wat in Psalm 33 vir ons vertel word, dan is dit 'n psalm wat vir ons vertel van die Here se sorg in mense se lewens. En die skrywer van Psalm 33 begin deur te sê hoe God sorg en hoe alles moontlik word. En dan begin hy sommer by die skepping. Hy sê God sê net en dit is so. Hy spreek die woord en dinge gebeur. Van die begin van die aarde af tot vandag toe nog. En hoe die Here nie net gemaak het en laat staan het nie, maar hoe hy elke dag nog besig is om hier in sy skepping nie te skep, nie te laat word. Hoe sy planne ook in ons lewens sigbaar is. Die tweede saak wat Psalm 33 vir ons beskryf, is hoe God se oë alles raak sien. Hoe hy raak sien waarmee ons besig is, en hoe hy selfs raak sien wat die bedoelinge agter ons optredes is. Ons kan vir hom niks wegsteek nie. Ons kan niks vir hom gaan voorhou nie. Hy ken ons deur en deur. En die derde saak wat Psalm 33 se skrywer vir ons uitlig, is met watter groot mag die Here kan en besig is om op te tree. God se mag is sonder tekortkomings, want sy mag is almag. Hy het al die mag wat nodig is om oor hierdie aarde te regeer. Hy het al die mag om aan ons te voorsien wat ons tot in ons diepste wesens nodig het. Maar hy vra ook van ons dat ons hom sal navolg. Dat ons sal besef wie ons is, wat ons het, en dat dit alles genade is waarin ons deel.
Want wat ek is net genade. En alles wat ek het, is maar net aan ons geleen. En omdat ek kan besef dat ek in hierdie wêreld nooit vir myself of vir enige iemand om my kan sorg nie, daarom dat ons na die Here toe moet gaan en afhanklik voor hom moet gaan leef en vir hom moet vra, Here, sal U vir ons sorg? Sal U ook vir ons bystaan in ons swakheid? En wil U ook deur ons swakheid ons gebruik om vir die mense rondom ons te sorg? Die Here het nog altyd gesorg. Daar was nog nie enkele oomblik wat verbygegaan het wat hy nie gesorg het. Hy het selfs vir daardie klein babietjie Moses in 'n mandjie gesorg, daar waar sy ma hom tussen die riete gaan wegsteek het. Was hy nie alleen nie. God was by hom. En God het hom ook daar reeds gebruik om vir ander te gaan sorg, sodat hulle ook kan deel hê aan 'n ander wêreld as om slawe daar in Egipte te bly. God het vir Paulus gebruik om deur sy omswerwinge en deur al die dinge wat hy moes deurmaak in tronke, sodat mense en ook ons vandag die Here kan ken. Dat ons kan weet hoe God ook met u en met my besig is. Geliefdes, om afhanklik voor die Here te staan, is nie bakkant staan en net wil kry nie. Om afhanklik voor die Here te staan, is om werklik ook te besef dat God saam met ons op pad is. Kom ons stel dit anders, dat ons saam met God op pad mag wees, en dat hy, soos wat hy ons lei en soos wat hy met ons op pad is, ons gebruik om vir onsself en om vir mekaar te kan sorg. En die geluk hier nie te soek in iets wat ons sien of hoor of kry nie, maar in dit wat ons reeds het. Ons het reeds God se deel wees van ons lewens. Elke dag. Of ons sit en of ons staan, of ons op pad is en of ons terugkeer, hy is saam met ons. En hy sorg vir ons. En hoekom kan ons blymoedig, gelukkig en met vreugde die sukses in ons lewens gaan soek? Net omdat God dit moontlik maak. Net omdat hy dit vir ons gee. En daar waar ons elke dag besig is om te leef, om te werk, om te sorg, is dit baie belangrik dat ons vandag moet hoor dat ons net so hard as wat ons wil werk, ook moet bereid wees om aan ons geloofslewe te moet werk. Om te gaan werk aan ons afhanklik wees voor God. Dat ons deur ons optrede moet gaan leef, dat ander mense wat God nie ken nie, om ook kan leer ken. Om deur ons lewens sal wil ontmoet. En om te weet, dat as die Here deel is van jou lewe, jy alles kan verloor, maar niks sal verloor nie. Dat as die Here deel is van jou lewe, hy vir jou in alle opsigte elke dag sal sorg. 'n Lewe in afhanklikheid is daar waar ons stop met ons gejaagde lewens. En net eers weer besef wie God in ons lewens is. Daar waar ons stop en besef, aan hom kom al die eer toe, die aanbidding, die lof. Daar waar ons moet besef, dat dit nie ons vermoëns is wat sukses bewerk nie, maar God se voorsiening. Om die Here te dien, vra ook van ons toewyding. Vra van ons opregtheid
Vra van ons nederigheid. Om die Here te dien, bring ons by die sekerheid en standvastigheid. Daardie waarborg, dat God vir ons sal sorg, elke dag. Broers en susters, waar ons dinge aanpak, wonder ons baie keer of dit gaan werk. Stoei ons baie keer met die gevoelens van, dit help ook nie, ek probeer eers nie. Moenie in jou eie vermoë staat maak nie. Moenie op jouself reken nie. Maar gaan lê jou behoeftes, jou hele lewe, al jou gedagtes en omstandighede voor die Here neer. En smeek hom om jou ook by te staan op jou lewenspad. Net soos wat ons ook stil raak in 'n vaal dorre land, wat ons wil ploeg en plant, en vra Here, seën hierdie grond, seën hierdie seisoen, gee vir ons 'n opbrengs, sodat daar genoeg sal wees vir mens en dier om te eet. Op 'n dag soos hierdie, waar ons bid vir die oeste wat moet geplant word, waar ons bid vir sukses, vir genoeg, is daar geen iets waarop ons kan staatmaak nie, behalwe op God se voorsiening. Dit help nie ons wil begin bid, as dit nie reën nie. As die lande brak bly lê, en daar nie trekkers in die lande beweeg nie. Of as die hulpgeroep nou so groot word, om te sê, nou moet julle begin bid nie. Ons kan reeds vandag begin. En ons kan reeds vandag ook hierdie jaar se oes aan die Here opdra en vir hom vra, Here, seën dit. Seën dit vir elkeen van ons. Seën dit vir hulle wat dit met arbeid gaan plant. En as dit U wil is, dat ons ook die sukses daarvan sal kan sien en sal kan ervaar. Vandag bid ons en ons vra vir die Here vir 'n geseënde jaar. Maar kom ons doen dit in opregtheid. Kom ons bid ook en ons vra ook vir die Here om elkeen van ons se lewenspad in afhanklikheid te seën. Ook met die dinge wat maar in ons gemoed heers. Ons het nie 'n gelukkie nodig nie. Ons het reeds al die geluk in die wêreld wat deel is van ons lewens. God se almag, sy alomteenwoordigheid, sy alwysheid. God wat met ons is. Amen. Kom ons bid saam. Here, dankie dat ons van U afhanklik mag wees. Dankie dat U ons geluk in die lewe is. Dankie dat ons U kinders mag wees, vir wie U sorg. Vir wie U sorg fisies, vir alles wat ons nodig het, maar ook geestelik vir dit wat ons werklik nodig het. Om in 'n werklike verhouding, in 'n lewende hoop saam met U te mag leef. En te kan weet, U is ons hele lewe. Here, vandag kom ons as U gemeente en elkeen van ons afsonderlik voor U staan. En ons wil ook hierdie seisoen wat voor U lê en voor ons lê, aan U opdra. Elke boer, elke werker, elkeen wat geroep is deur U om ook in die landbousektor betrokke te wees. Wil U saam met hulle wees? Wil U vir hulle die krag gee? Wil U vir hulle die kennis gee? Wil U vir hulle al die middele gee om ook hierdie oeste te kan groei?
Wil U vir hulle reën gee op die regte tyd. Sonskyn op die regte tyd. Wind vir bestuiving op die regte tyd. En 'n oes om te kan afhaal, ook op sy tyd. Wil U Here ook in hierdie oes wat voorlê, waar daar nog niks is nie, vir ons daardie sekerheid in die hart gee, dat U weer eens aan ons sal voorsien, soos wat U nog altyd gedoen het. Want U is ook altyd deel van ons lewens. Here, wil U ook saam met elkeen van ons wees in ons werksaamhede, ook hier in die stad. Wil U ook vir ons bystaan met kennis en krag om ons werk te kan doen. Wil U ons ook seën en suksesvol maak in die dinge wat ons aanpak. Want ons besef ook, dit is net U genade wat dit alles moontlik maak. Here, ons bid hierdie dinge en ons vra dit alles nie omdat ons dit verdien nie. Ons vra dit enkel en alleen uit U groot genade. In die naam van ons middelaar en Heer, Jesus Christus alleen. Amen.